laasweek het ons gepraat oor fondasie. Gesê dit is baie belangrik dat enige gebou moet 'n fondasie hê. Dit is nie altyd lekker om 'n fondasie te grou nie, dit is nie altyd 'n baie indrukwekkende besigheid nie. Niemand raak so opgewonde oor 'n fondasie, behalwe is die eienaar wat miskien die gebou gaan bou nie. Maar almal wat daar verbyry kyk maar net en sê, "O, dis 'n fondasie." Maar die ou wat weet hoekom daai fondasie daar is, hy het 'n opgewondenheid in sy hart en hy kan ure lank kan hy na die fondasie kyk en hy kan vir jou praat en verduidelik. En daarom is dit so belangrik in ons lewe ook dat ons fondasie, veral so die begin van die jaar, dat ons fondasie sal reg wees. En miskien is ander mense so na ons kyk, dan gaan hulle dink, ag, dit is 'n klein dingetjie, is 'n klein dingetjie, 'n klein opofferingkie wat jy nou doen. Is dit regtig so belangrik in jou lewe? Kan jy regtig nie nou iets bywoon nie? Moet jy na 'n biduur toe gaan? Moet jy nou eers stilte tyd hou? Hoekom antwoord jy my nie sommer dadelik nie? Moet jy net eers die Here gaan raadpleeg? Ek bedoel, dit is so common sense, dis logika, maak net 'n besluit. Nee, ek gaan nie. Gee my kans. So, ons het gesê, een van die belangrikste dinge in 'n fondasie is, jy moet die Here raadpleeg. En ons het gesien die probleme wat gekom het, as gevolg van die Israeliete, Josua, hulle wat nie die Here geraadpleeg het nie, en moeilikheid waarmee hulle gesit het. En tweedens het ons gesien, dit is belangrik om ook op die Here te wag. Ons weet sy tyd is nie ons tyd nie, maar wag op die Here. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wees stil. So na 'n paar teksgedeeltes gekyk, het gesê, wees stil. Moenie haastig wees nie. Jy hoef nie teen 180 km/h te ry die hele tyd nie. Wees stil, wees kalm. Wag op die Here. Nou vandag se boodskap gaan oor riglyne tot die regte lewe. Want as jy nou 'n fondasie het en jy wil begin bou, dan moet jy ook seker maak dat jy reg bou. Net daar is riglyne vir die regte lewe. Want onthou, jy kan jou lewe verkeerd leef of jy kan jou lewe reg leef. En die keuse is natuurlik by jou. Wil jy jou lewe reg leef of wil jy jou lewe verkeerd leef? Of wil jy jou lewe reg en verkeerd leef? Maak nie saak wat se keuse jy gemaak nie, is elke besluit hier, as jy sê ek gaan my lewe verkeerd lewe, dan onthou daar is nagevolge of gevolge. As jy sê ek gaan my lewe reg en verkeerd leef, dan is daar ook gevolge. As jy sê ek gaan my lewe reg lewe, dan is daar ook gevolge. So ons gaan vandag sommer net kyk na 'n paar riglyne tot die regte lewe, sodat jy jou lewe reg kan begin en dat jy op die fondasie reg kan bou. Want onthou, jy kan reg bou en jy kan verkeerd bou. Jy kan lank vat om te bou of jy kan vinnig bou. En daarso is baie maniere hoe jy vinnig iets kan bou, vinnig iets kan regmaak. En ek het al van daai maniere probeer, dit hou nie lank nie. Baie keer sal jy sien mense wat ook meer weet van bou, sal sê hierdie mense het te vinnig gebou of hulle het te vinnig gepleister of hulle het te vinnig een of ander ding gedoen. Hulle moes eers 'n bietjie gewag het. Hulle was net oorhaastig geweest. Ons wil nie oorhaastig wees in ons lewe nie, veral nie omrede ons besig is met 'n geestelike bouproses nie. Hierdie bouproses waarmee ons besig is tog baie belangrik, want dit het ewigheidswaarde, dit is nie net tydelik nie. En een van die riglyne vind ons in Psalm 34, maar ek wil die hele Psalm 34 vir julle lees, want dit is net absoluut so mooi, en ek gaan dit lees uit die boodskap. Hierdie is 'n Dawids Psalm, toe Dawid vreemd opgetree het voor koning Abimelek, en hy het pad gegee toe die koning hom wegjaag. Hy sê, ek wil die Here die hele tyd prys, ek sal hom dag en nag met lofliedere loof. Ek sal liedere oor die Here sing om hom te eer. Almal wat hulp nodig het, sal dit raak sien en sal met my bly wees. Kom julle, kom maak die Here se naam saam met my groot, kom laat ons hom vereer. In gebed het ek die Here gevra om my te help en hy het dit gedoen. Hy het my gered van al die dinge wat my lewe bedreig. Mense wat swak is en hulp nodig het, sien dit raak. Hulle gesigte straal van blydskap.
As hulle die Here se hand styf vashou, sal hy hulle nooit teleurstel nie. Kyk maar na my. Ek was swak en hulpeloos. Toe het ek gebid en die Here het my gehelp. Hy het my uit al my krisisse gehelp. Die Here stuur sy engele om mense te beskerm wat hom dien. Hy verlos hulle wat hom aanbid. Hulle moet self kom en ervaar hoe goed die Here is. Jy is baie gelukkig as jy van die Here afhanklik is om jou op te pas. Julle almal wat aan die Here behoort, kom dien hom. Onthou, die Here voorsien in elke behoefte van mense wat hom dien. Jy sal niks nodig hê nie. Selfs sterk roofdiere soos leeu's met hulle groot krag vang baie keer niks nie. Dan bly jy honger. Maar as jy van die Here afhanklik is, sal jy niks nodig hê nie. Die Here sal vir jou sorg. Kom kinders, laat ek julle iets leer. Ek gaan julle wys hoe om die Here te dien. Is daar iemand onder julle wat lief is vir die lewe? Wie wil graag die goeie dinge van die lewe geniet en gelukkig wees? Jy? Pas dan op om nooit verkeerde dinge te sê. Moenie oneerlik wees en ander mense met leuns verkom nie. Vermy slegte dinge. Doen net goeie dinge aan ander. Lewe in vrede met mense. Die Here sorg vir almal wat doen wat hy sê. Hy help hulle wat hom om hulp vra. Maar die Here ignoreer mense wat kwaad doen. Hy gaan hulle laat verdwyn. Niemand sal ooit weer aan hulle dink nie. Die Here help die wat hom liefhet. As hulle hom om hulp vra, red hy hulle uit al hulle probleme. Hy hoor as hulle na hom roep. Die Here is naby mense wat hartseer is. Hy gee mense wat moedeloos is weer nuwe moed. Al tref 1000 rampe mense wat die Here liefhet, hy sal hulle nooit alleen los nie. Uit elke krisis sal hy hulle red. Hy beskerm sy kinders tot in die fynste besonderhede. Daar sal nie 'n been in jou liggaam gebreek word sonder dat hy daarvan weet nie. Maar mense wat weier om die Here te dien, sal deur hulle slegte dade aan hulle einde kom. Hulle wat die Here se kinders sleg behandel, sal met eie munt daarvoor terugbetaal word. Die Here red almal wat hom dien se lewe. As jy op die Here vertrou om jou op te pas, sal hy jou nie veroordeel. 'n baie mooi psalm. En natuurlik dink ek baie van die psalms dra soveel krag soos die situasie waarin jy sit. As jy in 'n situasie is wat absoluut net goed gaan en jy het nie probleme nie en alles is maar net dankie doorie vandag, dan dink jy dit dalk nie soveel vir jou nie. Maar as jy vandag op 'n plek is in jou lewe waar jy sê ek het die Here nodig in my lewe, dan is hierdie 'n psalm wat ons net absoluut net weer daaraan herinner oor hoe goed die Here vir ons is. Maar luister hierna, want dit is baie kragtig. In vers 5 staan daar: in gebed het ek die Here gevra om my te help en hy het dit gedoen. In gebed het ek die Here gevra om my te help en hy het dit gedoen. Hy het my gered van al die dinge wat my lewe bedreig. In die Amplified staan daar: I sought the Lord on the authority of His word, and He answered me, and He heard me, and He delivered me from all my fear. Ek het die Here gesoek. So, om die regte lewe te lei, as jy vanmôre hier sit en jy sê, ek moet my lewe weer 'n bietjie 'n regsrig gee. Ek het laasweek dit begin hoor en dit is, ek moet die Here raadpleeg voordat ek enigiets doen. Ek moet wag op die Here voordat ek enigsins wil optree. Al lyk dit hoe logies, al maak dit sin, al maak die hele prentjie vir jou sin, wees rustig, wag. En vanmôre as jy dalk hier en jy wil verder aangaan met hierdie bouproses, dan is een van die heel eerste dinge wat jy moet doen, is om God te soek in gebed. En dit is tog hoe jy hom gaan raadpleeg. Jy kan hom net raadpleeg deur gebed. En dit is wat Dawid gedoen het. En ons sien in hierdie
Psalm telke male, hoe het hy tot God genade, in gebed, hoe het hy tot God gegaan. Elke keer het hy na die Here toe gegaan, en dan sê Dawid dat God hom gered het van al die dinge wat sy lewe bedreig. Ek hou van die Nuwe Lewende Vertaling, daar staan, hy het my bevry van alles waarvoor ek bang is. Want dit is mos maar tog die woord wat ons eintlik gebruik. Ek sal nie sommer vir enige iemand sê, ek word so bietjie bedreig nie, maar ons hou van die woord bang. Ek so bietjie bang, voel so bietjie angstig. Ek's bang vir dit wat moet gebeur. Ek's bang vir my kind wat soontoe moet gaan. Ek is bang vir my kind wat hierdie rigting moet ingaan. Ek is bang oor wat die dokter gaan sê. Ek is bang as ek so na my finansies kyk en ek sien wat aangaan en alles wat sê, ek raak bang, ek raak bekommerd, ek raak angstig. En dan kom Dawid en is asof hy met ons ook deel. En natuurlik is die skrif vol van wat alles met Dawid gebeur het en hoekom hy die Psalm geskryf het. Maar Dawid deel met ons ook hierso iets van die angs wat hy beleef het, die vrees wat hy gehad het. En maar hy sê die Here het hom bevry van alles waarvoor hy bang was. En ek dink baie mense is gebind deur vrees. Hoeveel mense ken jy nie? Dalk sit jy vanmôre hier dat mense ken, mense wat bang is, mense wat vreesagtig is, mense wat die hele tyd wonder, hulle is die hele tyd bekommerd, hulle stres die hele tyd. Dalk is jy vanmôre hier en jy is iemand wat sê 60% van my lewe ek nogals op 'n tipe van ek is bang, ek stres, ek is bekommerd, ek is angstig, ek wonder. Dan mag jy vanmôre hier uitstap met die vrede van die Here wat sê as jy tot hom nader, as jy maak soos wat Dawid sê, tot gebed, in gebed het ek tot God genader en hy het my bevry van alles wat my bang maak, van al my vrese, van al my bekommernis. So die heel eerste een is gaan in gebed na die Here toe. Want dink 'n bietjie, hoe gaan jou hele lewe verander as jy nie bang is nie, as jy geen vrees nie het? Kom ons vergeet van jou hele lewe. Kom ons vergeet van hoe gaan jou hele 2025 lyk, want ons weet nie. Wie is ons nou om te sê wat ons môre en oormôre gaan doen? Hoe gaan jou vandag lyk as jy geen meer bekommernis en geen meer vrees het? Is hier enige, kom ons kyk 'n bietjie, is hier enige iemand wat hier sit wat 'n mate van bekommernis het oor iets? Dis so paar. Want ons gaan nie uitnodiging kan gee. Dis 'n paar. Ek kan nie my hand opsteek en hy sê die pastoor. So. Okay, ek sê gelukkig. Ek het geen bekommer, geen vrese nie, want my vrou dra ons. Hoe gaan jou hele lewe vandag wees? As jy vandag sê ek het absoluut geen meer bekommernis nie. Ek het net absoluut geen meer vrees nie. Ja, maar sê nou maar, o nee. Geld het ek genoeg. Liefde het ek genoeg. Geduld het ek genoeg. Paaie word net oopgemaak voor my. Die Here vat al die obstakels weg. Ek is net absoluut in die guns en in die heerlikheid van die Here. Ek het geen bekommernis en geen vrees nie. Dink jy net sou lekker wees? Dink jy net gaan jou lewe verander om hier uit te stap en sê en ek voel my hare weer dikker groei en hoe die grys wegraak en jy voel meer energie en jy voel jy wil lewe, jy wil iets doen en jy begin weer glans, nie omrede jy iets aangesmeer het nie. Van nature begin jy sommer net straal. As jy met mense praat, voel hulle sommer net daai energie van ja, hierso is iemand wat net absoluut geen bekommernis het nie. Dis wat die woord sê. Maar daar's net een manier, Kari. Kari sê, sy kry nou daai woord, wat sê dat hy wat in my is sterker as hy wat in die wêreld is. Bigger is he that is in me than he that's in the world. Amen.
toe vra Sentjie mos een keer, maar kom steek jy die Jesus se kop dan nie uit? En dalk moet hy uitsteek, maar dit is ons werk om Jesus, kan ons maar sê, om sy kop, sy liggaam na vore te bring. Ons kan dan sê, vanmôre kan ons 'n besluit maak om te sê, dit is nou onmoontlik, dit is net 'n storie. Jy kan nie van al jou bekommernisse, van al die dinge wat jou pla, wat jou bang maak, jy kan nie daarvan bevry word nie. Maar die woord sê hierso vir my, dat Dawid het dit gedoen, en die Here het hom vrygemaak van alles wat hom bang maak, van al sy bekommernisse. God het hom vrygemaak. Jy kan wag, en soos ek sê, ek praat net teen beraders en dokters en sielkundiges en al die mense nie. Jy kan jou afsprake maak, kan hulle gaan sien. Ek wil sê, as jy daai tyd gaan spandeer in gebed, in 'n stil kamer, dan is ek bereid. Ek dink om my handtekening daarop te sit, ek glo dat God sal iets doen in jou lewe. Om nie net vinnig, jy is bereid om lank vir 'n dokter. Ek het al baie keer in 'n spreekkamer gesit en wag, dan sê hulle, sorry, ons is hardloop 'n bietjie laat. Jy sit maar. Jou afspraak is 10:00. Nou is dit al 20:10. Niemand staan op en sê, ag, weet jy wat, sê vir die dokter, hy kan nou maar loop vlieg. Ek's klaar, nee, jy sit maar, want jy besef, hierdie pyn, moet jy van ontslaan, jy gaan hom ontsit. Maar wanneer dit by God kom, wil ons hastig wees. Die Here moet my nou aan, hy moet my nou antwoord, maar hy moet vinnig maak, want ek het nog 'n koffiedייט ook met iemand. So, ek kan nie die hele tyd wag nie. Gaan sit bietjie, gaan wag, nader tot God, regtig nader. Egte gebedslewe, die tweede ding is, wat nodig is om die regte lewe te lewe, is die regte atmosfeer. En ek is so bly hulle skree uit om te sê, wat bedoel jy met die regte atmosfeer? Hoe moet ek die regte atmosfeer hê? Nou in jou lewe skep jy die atmosfeer. En die regte atmosfeer in een woord is lof. Daar moet lof wees. En lof is die uitdrukking van waardering en van bewondering. Het jy al ooit opgelet in jou lewe dat emosies atmosfeer skep? Amen. Dankie Marianne. Marianne het dit al opgelet. Emosies skep atmosfeer. As iemand hartseer is en jy stap in die kamer in, dan voel jy sommer dadelik daardie hartseer. As iemand bedroewig is en neergedruk is en jy stap in die kamer in, dan voel jy dadelik daardie atmosfeer. Jy voel dit net aan, dit is asof dit so uitgestraal word. As iemand bang is, dan skep dit 'n atmosfeer. Ek dink toe jy kleiner was en julle sit en julle vertel van mekaar spookstories, daai atmosfeer wat geskep word. Kyk, as ons net 'n takkie of 'n ding waai, dan hoor jy al en jy sien al. Ons het nou gekamp en daar was 'n bushbaby gewees met so 'n rooi oë. Daai bushbaby was in ons drome gewees. Jy skep 'n atmosfeer. So as iemand byvoorbeeld kwaad is of as hulle ontstel is oor iets, sonder dat 'n woord gesê word, word dit geprojekteer in die kamer in. Daai hele negatiewe gevoel word so uit hulle gees uit ingestoot in 'n kamer in. Jy voel dit sommer net. Jy hoef nie, as jy by 'n plek instap waar man en vrou is en jy sien daar was 'n bietjie 'n woordwisseling gewees. Jy voel dit sommer net. Jy stap so in en dan voel jy sommer net. Is alles alright? Dis die heel eerste. Is alles alright? Interessant. Emosie is baie sterker as wat jy dink. Iemand stap in die huis en dit hoef niks te sê nie. Jy vra sommer dadelik. En dat is fout. Gewoonlik gaan dit gepaard met
Niks is fout nie. Nee. Dan sê jy dit anders te doen. Heel dag sê dit anders te doen. Heel dag sê dit nie. Die is goed, niks is fout nie. Ons is fine. Fine. Maar jy sê met die tipe van, dit is fine. Dat is fine. Dis fine, maar jy weet, dis nie fine nie. Daar is 'n wonderlike storie in die Ou Testament in 1 Samuel 16. Dit gaan oor die gees van die Here wat nie meer by Saul was nie. Julle kan dit self gaan lees. Gaan lees 1 Samuel 16. Maar die gees van die Here was nie meer met Saul gewees nie. En partykeer het hy dan verskriklik bang geword. Want die Here het toegelaat dat 'n slegte gees hom beetpak. Hulle kan dink Saul Here, dan het hy heeltemal uit van sy kop af geraak. En elke keer as hierdie bose gees Saul beetpak, dan vat Dawid die lier en hy speel daar. En wat Dawid dan doen is, wanneer hy so begin speel, en ek dink Dawid het absoluut onder salwing het hy gespeel, dan gee hierdie bose gees van Saul af pad, en dan word hy kalm en hy voel beter. En al wat Dawid gedoen het, was om die kamer met lof te vul, en dit het die atmosfeer van die paleis verander. Dis al wat Dawid gedoen het. Hy vat die lier, en hy speel. En die hele atmosfeer verander. En Saul raak kalm. En Saul kom op 'n plek en hy sê, ek voel beter. En as jy my nie glo nie, daardie storie is in jou Bybel. Jy kan dit gaan lees. Esther. Bewoon. Hy trek in. God bewoon die lofsange van sy kinders. Hy woon onder die lofsange van sy kinders. Een vertaling sê, hy slaan tent op onder die lofsange van sy kinders. Daarom loof en prys ons die Here. Daarom is dit goed om te worship. God hou daarvan. En dit sê vir my dat ons die atmosfeer kan verander, selfs wanneer dinge waaroor jy bid, dinge waaroor jy vertrou, nog nie verander het. Kan jy begin om die atmosfeer te verander. En wanneer jy dit verstaan, dan moet jy die vraag vra, is hoe lyk die atmosfeer dan tans in my lewe? Hoe lyk die atmosfeer in jou lewe? Is die atmosfeer in jou lewe gevul met lof? Net eerbied te betoon aan God en jy werklik vanuit 'n atmosfeer van lof. Attitude of gratitude. Dankbaarheid. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Vader. Want dan moet jy die volgende vraag vra, watse soort mense het jy om jou? Want dit skep die atmosfeer in jou lewe. Is hulle negatief of is hulle positief? Met wie omring jy jou? Met 'n klomp positiewe mense of met 'n klomp mense wat conspiracy theories uitdink? Maar dan gaan jy ook poesbytjies begin sien met 'n mooi oor. Dalk is hulle daar, ek weet nie. Nog nooit ingesien. Hoe lyk die mense met wie jy omring? Is hulle vreesgevuld of is hulle geesvervuld? Want ons het verskil tussen geesvervuld en vreesgevulde mense. Die mense rondom jou skep hierdie atmosfeer in jou lewe. En nie net dit nie. Wat se soort musiek luister ons? Al jou jonger mense luister na 'n ander tipe musiek wat ons nie heeltemal verstaan nie. En wat is soort dinge vul jy jou gedagtes? So eerstens is nader tot God. In gebed. Gebedslewe is belangrik. Die tweede ding is, skep 'n atmosfeer in jou lewe. En as jou lewe op hierdie stadium 'n tipe van 'n atmosfeer is van 'n bitterheid, en jy wil dit verander, kry iets anders in jou lewe.
juis in beheer van die atmosfeer wat jy skep in jou lewe. Begin om God te loof, begin om te prys. So nou voor diens het ons daai song, I exalt thee. I exalt thee. For thou, O Lord, art high above all the earth. I exalt thee. Sit dan musiek aan, laat dit in jou lewe speel, laat dit in jou huis speel, laat dit in jou kar speel. Vul jou lewe met 'n ander atmosfeer. En as daar iets is in jou lewe wat die atmosfeer beïnvloed, vra die Here om dit uit te haal. Vind dit iets nuuts. Derde is die laaste punt, is jy met die regte inligting het. Jy kan nie na gemors luister en roostye sien nie. Want omdat dit wat jy inneem bepaal wat jy sien. En as jy slegte inligting of skrikwekkende inligting kry, dan dink ek sal jy seker 'n wêreld van vrees en hopeloosheid sien. Is dit is wat jy die hele tyd gaan inneem, is dit is wat jy die hele tyd sien. Wat neem jy die hele tyd in voortdurend? Wat se inligting neem jy in? Ek dink selfs terwyl ek hier besig is om te preek en jy sit daar om te luister, wonder ek altyd, wat neem jy in? Neem jy die woord in, neem jy in dit wat gesê word, of neem jy die afleidings in, wat op hierdie stadium in jou gedagtes inkom? Daar waar ons sit en jy wonder en jy dink, is belangrik dat ons die woord sal inneem, dat ons die waarheid van God in ons sal inkry. Jeremia 15 vers 16 sê, of staan daar geskryf, Here, toe u gepraat het ek mooi geluister en elke woord ingeneem wat ek gehoor het my baie bly gemaak. Here, u is sterker as alles en almal. Dit maak my opgewonde om te weet dat ek aan u behoort. Dis nie genoeg om dit net te hoor nie. Ons kan nie die woord net hoor nie. Sommige kere dan hoor ons net, maar dit kom nooit binne in ons. Jeremia sê ek het dit ingeneem. Ek het dit gehoor en ek het dit ingeneem. Mag dit so wees in jou lewe, wanneer jy jou stilte tyd onthou, wanneer jy na woord luister, dat jy nie net sal hoor nie, maar dat jy dit werklik waar sal inneem om te hoor, wat sê die Here oor jou situasie? Wat sê die Here oor jou gesin? Wat sê die Here oor jou toekoms? Wat sê die Here oor jou vryheid? Want dit maak nie saak wat jou omstandighede of wat mense se opinie is nie. Dit gaan oor wat die Here sê. Dit wat hy sê, dit is wat saak maak. En daarom moet jy hom raadpleeg. En daarom moet jy 'n lewe van gebed hê. En daarom moet jy die atmosfeer in jou lewe verander. Daar's 'n merkwaardige verhaal in die Ou Testament. Julle kan dit gaan lees, ter wille van tyd gaan lees, Rigter 6, Rigter 7, dit gaan oor Gideon. En die Midianiete het hierdie nasie Israel oorgeneem en Gideon het weggekry. En toe het God gekom, en God het 'n engel gestuur, en die engel het vir hom vertel en vir hom gesê, onthou, Gideon, jy is 'n dapper held. Ons weet dat Gideon het nie soos 'n dapper en 'n magtige man gevoel nie. Hy het eintlik soos 'n swakkeling gevoel. Maar God het vir hom gesê, jy is nie 'n swakkeling nie. Jy is nie dit wat jy dink nie. Jy is 'n wenner. God het gesê, jy is die man wie ek soek. Jy is die dapper man. Jy wat nie so voel nie, wat sê ek is nie, jy is daai een. Wat was God eintlik besig gewees om te doen? God het die regte inligting in hom geplaas. Terwyl God het op 'n stadium vir hom gesê, gaan af daar na die kamp toe, gaan hoor wat sê hulle. En toe het hy gehoor wat was die droom gewees. En dit het hom verander. God wou gehad het, hy moet verder sien as hy vrees, verder as hierdie oorweldigende omstandighede. Hy moes net verder kon sien. God wil gehad het, hy moet 'n nuwe prentjie sien oor homself. God sien jou as 'n oorwinnaar. God sien jou as geseënd, God sien jou as hoogs begunstig. Hy sien jou as sy kind, hy's lief vir jou, hy gee om vir jou. En baie keer dan wil hy hê jy moet ook daai prentjie sien.
En daarom sing ons baie keer aanhoudend. Party mense wat gevra, hoe sing julle so lank? Want ons wil hier met die prentjie sien. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. En dan kan ons aanhou totdat jy dit begin voel. Want baie keer dan sing ons dit en jy voel dit nog. Maar as jy kan aanhou sing en jy begin dit voel, dan begin dit jou lewe verander. So liewe vriende, riglyne tot die regte lewe. Kry jou gebedslewe in orde. Bid tot God. Al jou vrese, al jou bekommernisse. Want dit nie laat oorstaan tot môre nie. Maak ontslaaf van dit. Here moet dit wegvat. Here, hierdie vrees wat ek het, vrees dat my huwelik nie gaan uitwerk nie. Wie wil met so vrees rondloop? Vat dit weg. 'n Vrees dat ek 'n mislukking is en dit nie gaan maak nie. Wie wil met so vrees rondloop? Vat dit weg. Wat jou vrees en jou bekommernis ook al mag wees, is gaan skep 'n atmosfeer in jou lewe. Net jy sal weet hoe lyk die atmosfeer tans in jou lewe. Gaan skep 'n atmosfeer. As daar dinge is wat daai atmosfeer 'n bietjie vertroebel, vra die Heilige Gees om jou te help. En die laaste een is, kry die regte inligting oor jouself. Dit is belangrik. Kry die regte inligting oor jouself. Hoe God jou sien. En kyk bietjie wat wil hy vir jou wys, hy wil vir jou die prentjie wys. Hy het jou vandag hiernatoe gebring sodat jy moet kan hoor, ek is 'n kind van God. Ek is gesalf, ek is geseën, ek is gesond. Dis jou prent. Jy hoef nie vrees te hê nie. Hy loop voor jou uit. My God veg vir my. Loof die Here. Prys hom. Kom ons staan en loof ons die Here. Ons gaan op blik seker maak dat ons weet wat ons doen, vir ons weer sing, my God veg vir my. En ek wil hê jy moet dit vanmôre sing, sodat jy dit kan hoor, sodat jy kan hoor wat jy sê, my God veg vir my. Hou op veg, hou op beklei, begin om lof in jou lewe te kry. Loof die Here, prys hom. Kry 'n atmosfeer in jou lewe. Kry die atmosfeer reg. Bring 'n atmosfeer van lof in hierdie plek in en sien wat gaan gebeur. En dan is ons klaar. Ek sê ons het nou so van 'n kerk gaan, ons het op die uur oor, en dan julle het betaal om dit te lees. So as ons dit klaar gesing het, ons gaan nie soos normaal 'n afsluit gebed hê nie. Ek gaan vir Willie vra om vir ons 'n afsluit lied te kom sing. En daarna as jy dit welkom om koffie te kom bring, huis toe te gaan en die atmosfeer in jou lewe reg te kry. Musikante beweeg alles uit, al julle skills, al die salwe wat die Here vir julle gegee het. Kom ons sê, my God veg vir my. My God veg vir my. Oh, my God veg vir my. Oh, oh,
Hallelujah.